almal, ek hoop dit gaan goed. Baie welkom weer eens hier by my ouers se braaikamer. Dis baie lekker om hier so te wees. En om vanoggend saam met jou te wees. Ek hoop jy hou vakansie. Ek hoop jy hou vakansie. En as jy nog nie vakansie hou nie, ek bid vir jou. Hierdie week is 'n lekker week. Dis Kersfees. Ons gaan in 'n tyd in waar ons Kersfees gaan vier. En ja, ek hoop julle spandeer lekker tyd saam met julle familie. Familietyd is nie altyd lekker tyd vir almal nie, maar my gebed vir julle is dat julle lekker tyd saam met julle familie sal spandeer en dat dit regtig 'n ongelooflike tyd sal wees. Ek het so 'n paar goedjies wat ek oor wil praat voordat ons in enigiets anders erin kom. Ek is baie opgewonde om vir almal te laat weet dat die 31ste Januarie ons 'n konferensie het. Woo, yay! So dit gaan 'n profetiese /fire konferensie wees saam met JC. Hulle kom en ons kan nie meer opgewonde wees nie. Hou al ons goedjies dop om seker te maak. Ek gaan in die week gaan ek dit release. En kry 'n kaartjie. Maak seker jy is daar as jy iemand het wat genesing nodig het, wat 'n beweging van die Here nodig het. Dit is die plek om te wees. Hulle kom spesiaal vir ons. Hulle is super excited en super amped vir wat die Here besig is om te doen in Bethel. So kom, bring jou wêreld, nooi jou hele flippe wêreld. En dan die ander ding wat ek oor wil chat is, ons het met julle gepraat oor die klere, persoonlikheid van die kinders. In hierdie week gaan ek vir julle weer die vorm aanstuur. Ek wil hê ons moet jy as ouer moet dit asseblief saam met jou kind doen, sodat wanneer ons begin in Januarie, ons klaar weet wat se persoonlikheid, wat se klere is jou kind, en dat ons van daar af kan begin om te werk met hulle en dit te inkorporeer in ons kinderkerklesies. Ek is so opgewonde vir wat Chanel gaan doen en wat dit gaan beteken. Dit gaan regtig iets crazy cool wees. So as jy wil, skryf jou kind se naam op, maak seker dat hy getoets word, toets saam met hom, kyk na die vrae en die uitslag, dit gaan dalk vir jou 'n bietjie beter idee gee van jou kind. Ons gaan met julle 'n sessie hê oor wat beteken alles en ons gaan met die kinders ook 'n sessie hê. En ons gaan hulle oprig om binne in wie God hulle gemaak het te kan loop. Ek is super excited. Ek kan nie wag om weer terug te wees in Bethel dat ek net kan begin soos beweeg nie. Dit voel vir my soos hierdie jaar kan nie vinnig genoeg kom nie. Nooit gedink ek gaan dit sê nie. Maar eerste Kersfees, baie belangrik, ons het nie 'n diens op Kersfees nie. Ek gaan nie 'n diens laai op Kersfees nie. Meeste mense verstaan ek en ek self gaan kerk toe gaan op Kersfees en tyd met jou familie spandeer. So gaan kerk toe, gaan geniet dit daar waar jy is by die see. Ek gaan na ons kerk toe gaan in die Kaap. Dis flipping exciting. So sien julle volgende Sondag. Dan is ons weer hierso en dan gaan ons weer chat. Okay, cool. So, in my preke, né? So, ek is konstant besig om met die Here te praat en konstant is hierdie 'n topic wat opkom in al my gesprekke. En dis iets wat ek met julle oor wil praat. So, ons het nou hierdie jaar oor baie dinge gepraat. Kyk, ons het al gepraat van ten spyte van, ons het al gepraat oor die omgekeerde koninkryk, ons het gepraat oor baie dinge. Maar konstant is hierdie vraag wat in my hart opkom. Nou, weer eens, julle moet verstaan, dit wat ek op 'n Sondag bring, kan ek nie bring en dat daar gesag is op wat ek bring, as ek nie self deur dit is en tot 'n mate toe oorwinning het in dit nie. Nee, so kom ons sê iemand sê vir jou, hier is 'n baie goeie voorbeeld. Iemand kom na jou werk toe en hulle vertel, jy weet, dat Everest. En soos en jy het nog altyd 'n ding in jou hart, jy wil Everest klim. Ek weet nie hoekom jy dit sou dink nie, bless jou, maar jy wil Everest klim. En iemand kom na jou toe en hulle is soos, oh my flipping word, en hulle is soos vertel van Everest, en hulle vertel van hoe dit lyk daar, en hoe dit voel daar, en hulle inspireer jou om te wees soos, oh my word, dit is actually ietsie wat ek wil pursue, ek wil actually soos Everest gaan klim. En sê vir my, as daai persoon vir jou sê, ja, maar ek het eintlik net opgelees oor Everest, ek was nog nie daar nie, gaan jy glo wat hulle sê? Gaan wat hulle sê gewig dra
in jou, soos waar jy plaas. Ouma onthou, jy weet, jy gaan nou nie daar staan en soos by Everest eventually uitkom en soos op die laaste kamp wees nie, en dan wees soos, ek onthou dat Kippie gesê dat hierdie soos die plek is waar baie mense, jy gaan nie vat wat hulle vir jou sê as soos met gewig nie, dat dit eintlik soos 'n impak het op jou lewe nie. Hoekom nie? Want hulle het dit nie gedoen nie. Verstaan, soos dat hulle is basically maar net jy wat daar praat. Want julle het dit nog nie gedoen nie. Daar gaan nie gewig wees aan dit nie. Presies dieselfde met wat hier gebeur. So, daar's nie gewig aan iets as ek nie self besig is om deur hierdie te gaan nie. So, wat ek met dit wil sê is, hierdie is ietsie wat ek nie meer worstel nie, dis nie die konsep worstel ek nie meer nie, maar hoe, ek onthou, ek was in Amerika, en hulle het hierdie stelling gemaak, en dit was die eerste keer wat dit half soos, jy weet, soos die Here met jou praat, en soos, jy weet, en dan so 'n keer wat hy met jou praat, word dit soos, ek weet nie of jy al so ervaring gehad het nie, as jy nog nie het nie, bid vir dit, so dit is amazing, verander jou lewe, want dit is asof daar soos 'n skuif gekom het in hoe jy die wêreld sien, en ewe skielik kan jy nie die wêreld anders sien as presies wat hierdie nou net gebeur het nie, en een van die goedes wat hulle gesê het was soos, is Jesus genoeg vir jou, as hy nooit vir die res van jou lewe ooit weer iets vir jou doen nie, as Jesus net die kruis gedoen het, as Jesus net die kruis vir jou gegee het, is dit genoeg. Nie soos 'n vraag nie, dit is genoeg. As hy nie weer goed is vir jou nie, dan is dit okay. Hy hoef nie goed te wees vir jou nie. Want wat hy gedoen het op die kruis is genoeg. Hy is genoeg, sonder dat hy goed is vir jou. En dit het my half getref, want ek was dadelik soos, sjoe, maar glo ek regtig dit? Is hierdie regtig ietsie wat ek glo? En weet jy hoe weet ek of ek ietsie glo of nie? My lewe wys dit. Verstaan? So, as ek ietsie glo, 'n manier van lewe glo, 'n manier van dink glo, dan gaan my lewe dit weerspieël, né? So daar's baie goeie wat jy na my lewe kan kyk en wees soos, Tanya praat daai, maar glo sy dit eintlik? Verstaan? Soos Tanya praat oor, ons het so 2 weke terug gepraat oor selfbeheersing, en die vrug van die Gees. Tanya, regtig? Ek is dalk besig met dit, maar soos haar lewe lyk nie dit nie, verstaan? Is dit ietsie? Kan mens dit sê? Verstaan? So, nou my vraag is vir jou, en my vraag vir myself op daai dag was, wys my lewe, en hoe ek met God praat, en hoe ek hierdie journey stap met hom, en hoe ek my lewe doen saam met Jesus, praat dit, spreek dit, van ek dink Jesus is genoeg, of spreek dit van ek verwag van Jesus, om goed te wees vir my. En omdat hy goed is vir my, glo ek in hom. Ek is lief vir Jesus, ek het 'n verhouding met die Here, ek is lief vir God, ek pursue God, omdat hy God is, omdat hy waardig is, omdat hy die een is, wat alles gemaak het, hy is my beste, ek wil nie sê mooikie, dit klink nou weer, maar my beste mens, verstaan, hy is my mens, hy is die een wat standvastig is in my lewe, hy is die een wat my nog nooit verlaat het nie, hy is die een wat nog elke keer daar was vir my, hy is faithful, dit is hoekom ek lief is vir hom, ek is nie lief vir hom omdat hy vir my kar gegee het nie, dis nie sy goedheid vir my nie, verstaan, so dis my vraag vandag, is Jesus genoeg in jou lewe, en as jy na jou lewe kyk, en hoe jy jou lewe lewe, wys dit, dat jy dit glo. Okay, so, ek volg net hierso, alles is op YouVersion. So die vraag, agter alle geloof, die vraag is Jesus genoeg? Dis nie oppervlakkig nie, nee, dit is 'n openbarende vraag, so jy moet dit as dit jy moet dit, dis lekker, ek gaan dit aanbeweeg, dit moet iets openbaar binne in jou, okay, so, want die vraag wys, hoe ons God sien, hoe ons bid, hoe ons teleurstelling hanteer, hoe ons lyding interpreteer, hoe ons aanbid. Baie mense glo in Jesus, maar leef nie vanuit Jesus nie.
So die kruis as God se finale uitspraak. Okay, so hierdie is belangrik. Okay. Die Bybel leer ons nie dat die kruis nie die begin van iets beter is nie. Die kruis is die voltooide werk. It is the whole thing. Okay. Dit is volbring, die woorde wat alles dra. Johannes in 19 vers 30 sê, soos toe Jesus die suurwyn geproe het, het hy gesê, dit is volbring, en hy het sy kop laat sak en die gees gegee. Die Griekse woord hier is tetelestai. Nou, ons het gepraat oor tetelestai al in die jaar. Tetelestai beteken volkome betaal, volledig afgehandel, niks kort nie, geen skuld oor nie. Die woord was gebruik op skuldbriewe, op belastingrekords, op kontrakte. Wanneer tetelestai geskryf is, het dit beteken, daar is niks meer wat bygevoeg kan word nie. Teologies beteken dit, sonde is betaal, skuld is vereffen, versoening is voltooi, God se geregtigheid is bevredig. The finished work of the cross. Dis klaar. Daar is nie iets anderster wat moet gebeur na dit nie. Dit is volbring. Dit is genoeg. As Jesus sê dit is volbring, sê hy nie, nou begin ons werk nie. Hy sê, dit is klaar. I've already done it. Lewe jy asof hy dit al klaar gedoen het. En meeste van hierdie gaan jy kan sien hoe jy daar dink en hoe jy die slegte goed hanteer. Nou, een van die goedjies wat ek 'n rukkie al mee met die Here besig is en regtig soos met hom oor praat is resistance, né? So ons het nou, ek weet nie of julle het al saam met my, ek vergeet. Wat is hy ding se naam? Inside Out gekyk, né? Nou in Inside Out is daar hierdie verskriklike cute, verskriklike oulike emosie sadness, né? Nou sy is blou en sy brand so. Dis baie cute. Okay, so sy nou in my kop is hierdie hoe resistance werk. So ek het vir julle nou konteks gegee. Imagine sadness, né? En sadness loop en hierso is 'n klip op haar pad. En sadness trap op die klip en val. En hier lê sy nou. Nou as jy nie resistance het nie, dan gaan lê jy daar net soos, my gosh. Hier lê ek nou. Dit is waar ek lê. Dis aaklig. Hierdie het met my gebeur en soos, ek weet nie wat moet doen nie. En dit is nou my lewe, verstaan? Ek is nou maar net iemand wat geval het. Dit is wie ek is. En hulle bly daar lê. Ekskuus. Iemand wat resistance het, loop, val, is soos, oh my gosh, wat het nou net gebeur? Dit was awkward. Staan op en stap verder. Okay, so hoe bou ek resistance? En hierdie kom in, eintlik bietjie met hierdie vraag, want ek gaan nie resistance kan bou in Jesus nie, dat wanneer daar goed met my gebeur, ek kan oor dit kom en aanbeweeg nie. Dit word nie gebou en wanneer dit goed gaan, hierdie word ongelukkig gebou wanneer daar teenkanting is, nê? Want wanneer daar teenkanting is, en hierdie is, moet jy weet, wanneer daar teenkanting is, hoe jy daai teenkanting hanteer, is wie jy is. Gaan dit weer sê? Wanneer daar teenkanting kom, wanneer jy in 'n plek is waar jy geslaan word, waar jy verneder word, waar jy nie okay is nie, hoe jy daar reageer, is wie jy is. Daar is nie, daai gaan vir jou wys. So as jy gaan terugkyk na die laaste keer wat jy deur iets gegaan het wat intens was, hoe het jy dit hanteer? Dis die mens wat jy is. Jy kan dit verander, 100%. Maar daai is 'n baie eerlike spieël vir jou van wie jy is. Wanneer dit goed nie gebeur soos wat jy gedink het nie, wanneer jy teenkanting kry, wanneer daar 'n klip is en jy val. En dit gaan 'n baie goeie ding vir jou wees om te vra vir die mense om jou. Hoe was ek? Hoe am I? Wie is ek? Dit wys vir jou, daai gaan vir jou wys wat jy glo, wie jy is, hoe jy dink, en dan kan jy gaan en sê, okay, nou besef ek sê ek glo dit, maar ek doen dit nie eintlik nie. Soos ek sê ek glo Jesus is genoeg, maar wanneer when push comes to shove en iets gebeur en ek word siek en daar's 'n siekte oor my en my eerste gedagte is, Here, hoekom ek?
hoekom is hierdie, Here, dis my eerste ding. My eerste ding is nie soos, okay Here, hier het nou gebeur. Ek weet U sê dat U genees. Wat het ek nodig om te doen? Om saam met U te werk, om deur hierdie te werk, om in die proses U toe te laat in hierdie proses en om saam met U deur hierdie ding te gaan, sodat as aan die einde ek uitkom, ek net U het nie, verstaan? Daar moet 'n ding binne in jou gebeur, dat wanneer daar iets gebeur wat teenkanting is, of iets wat 'n woestyn of whatever ook al is, dan trek jy nader aan God. Jy moet aan God nader trek. Dan gaan hy, en dan trek hy nader, maar daar is 'n plek waar jy moet intrek. Jy kan nie konstant wag vir God om nader te trek nie. Hy is naby. Jy is die persoon wat wegtrek. So die oomblik waar daar iets gebeur en jy is teleurgestel, dalk, ek weet nie, flippin maak jy nie, ek weet nie, as jy 'n tiener is, maak jy nie leierskap nie. Dit was soos jou grootste droom ever. En dit gebeur nie vir jou nie. Wat doen jy? Trek jy nader in en is soos, okay Here, hier het nou nie gebeur nie. Nie soos, ag ja, dis nou seker nie God se wil vir my lewe nie. Here, hier het nie gebeur nie. Hierdie voel vir my onregverdig. Here, U weet wat ek alles hier wou gedoen het. Here, ek weet jy het 'n plan en ek gaan uitfigure wat die plan is en ek gaan saam met U werk met dit, maar soos, Here, werk met my. Wat? Daai naby. Daai Psalm 91 waar jy intrek, waar jy onder sy vlerk ingaan. Dit is dat jy glo dat God genoeg is. As jy nie glo God is goed genoeg nie, gaan dinge jou affekteer wat jou nie moet affekteer nie. God se goedheid is nie toekomstig nie, dit is bewys, nê? Ons geloof rus nie op wat God nog gaan doen nie, maar op wat hy reeds gedoen het. Romeine 5 vers 8 sê, maar God bewys sy liefde vir ons, juis hierin, toe ons nog sondaars was, het Christus vir ons gesterf. Dit word bewys, die woord bewys beteken openbaar, demonstreer, weerlegbaar wys. Die kruis is God se publieke verklaring, ek is goed, ek is vir jou, ek hou jou vas. As God nooit weer iets doen nie, het hy reeds genoeg gedoen vir ewigheid. Dit was God se ding gewees. He's already shown it. Nee, hy het dit klaar gewys. Hoekom is ons nog steeds besig om te wag vir God om goed te wees vir ons? Why? Dan glo ons iets wat nie die waarheid is nie. Wanneer ons Jesus plits iets anders nodig het, nê, so baie gelowiges leef onbewustelik met 'n byvoegingsgeloof, Jesus plus genesing, Jesus plus voorspoed. As dit nie goed gaan met my nie, my finansies nie. Jesus het gesê, gaan goed met my. Here het gesê, dit gaan goed gaan met my. Nou gaan dit nie goed hier by die werk nie. Die Here, ek weet nie, daar is, wat het ek gesondig? Ek het gesondig, wat het ek gesondig? Here, hoekom gaan dit nie nou goed met my nie? Here, okay, dit gaan nie goed nie, wat gebeur nou? Okay, Here, hoe gaan hierdie, soos Here, dit gaan nie, soos, ek gaan nie die maand maak nie, Here, ek weet nie wat om te doen nie. Okay, verstaan, daar's 'n spiral wat gebeur. Jesus plus sukses, Here, ek het gesê, U is vir my, hoekom kry ek nie die promosie nie? Jesus plus deurbrake, Jesus het gesê, U is vir my, hoekom breek U nie deur in hierdie situasie vir my nie? Hoekom vat dit 10 jaar? Ek weet nie, ou, want jou teologie is dalk nie op het om genoeg om Bybel te lees en te agterkom dat daar mense is wat 25 jaar gewag het nie. Hoekom moet jy binne 2 maande 'n antwoord kry? Wat is anders aan jou? Want dan fokus ek op die deurbraak, nie op Jesus nie. Dan is my fokus op wat Jesus vir my kan doen, nie wie hy is nie. Die evangelie ken nie 'n plus nie, nê? Paulus is baie erg oor dit. 1 Korintiërs 1 vers 23 sê, maar ons verkondig Christus wat gekruisig is. Nie Christus as middel nie, nie Christus is nie ons hulpmiddel nie Christus self. Wanneer Jesus nie genoeg is nie, word gebed 'n eis, nê? Word geloof 'n tegniek. Word God 'n instrument wat ek kan gebruik om te kry wat ek wil hê. Ekskuus julle. Die woord genoeg in die Bybel, so genoeg
as voldoening. So die Bybelse idee van genoeg gaan nie oor gemak nie, maar oor volledigheid. So Kolossense 2 vers 9 tot 10 sê, in Christus woon die volle wese van God in 'n menslike liggaam, en omdat julle aan Christus behoort, het julle alles wat julle nodig het. Die woord vol beteken niks ontbreek nie, niks kort nie, niks moet bygevoeg word nie. Teologies beteken dit, as jy Christus het, het jy alles wat noodsaaklik is vir lewe en godsaligheid. Jy het niks nodig nie, jy het nie geld nodig nie, jy het nie deurbraak nodig nie, jy het niks anders terbehalwe hom nodig nie. Ons fokus moet wees, Jesus, U is genoeg. Jesus, ek trek na U toe, nie na 'n deurbraak toe nie. Here, ek trek na U toe, nie na genesing nie. Ek trek na U toe, nie na wat U vir my kan doen nie, nê? Paulus se woord vir verlies. Okay, so Filippense 3 vers 8 sê, ja, alles anders is vir my waardeloos in vergelyking met die oneindige waarde van Jesus Christus, my Here. Die woord waardeloos, nê, beteken vullis, afval, dit wat weggegooi word. Paulus sê, alles wat ek probeer bygevoeg het, om veilig te voel, is niks teenoor Christus nie. Okay, so, my werk, wat vir my sekuriteit bring, my geld, wat vir my sekuriteit bring, my status, wat vir my sekuriteit bring, my kar, wat vir my familie, wat vir my sekuriteit bring, enige ietsie wat vir my sekuriteit bring, bo oor Jesus, nê? So, iets gebeur, en dadelik is ek soos, okay, wag, sê maar, my kar word gesteel, okay, wag, okay, maar ek het genoeg geld, om hierdie te doen, en dan gaan ek die versekering bel, en soos die versekering gaan uitbetaal, en okay, cool, as dit gebeur, dan, jy verstaan, die polisie gaan dit hanteer, okay, ek is okay, ek is good, I'm good, everything is in place, everything was in place, I'm okay. Dan, oh Here, dankie Here Jesus, dat jy my was. Dan was al daai goed vir jou goed genoeg gewees, nie Jesus nie. Jy hoor wat ek vir jou sê, daar's 'n plek waar goed en wêreldse sisteme vir ons beheer bring, dit gee vir ons veiligheid, daai beheer gee vir ons veiligheid, die wete dat dit daar is, gee vir ons veiligheid, en as dit weggeneem word, dan freak ons uit, want ons vertroue was dan in iets, nie in iemand nie. Okay, wanneer God nie doen wat ons verwag nie, so nou doen hy ietsie wat ons nie verwag nie. Die grootste krisis in geloof kom nie wanneer God nee sê nie, maar wanneer hy stil bly. Dan vra ons, is hy goed, is hy daar, het ek iets verkeerd gedoen? Nee, as hy stil is. Hy kom nie vir ons deur nie, wat nou? Wat nou? Nou is hy stil, wat gebeur? Is ek reg, is dit nie reg nie? Okay, en dan gaan ons in hierdie jammer, en Here, ek is nou maar net, weet, dit gebeur vir ander mense, dit gebeur nie vir my nie. Daai mense het by die kerk het gelieg, dis nie die waarheid wat hulle sê nie. Nee, ons trek 'n klouk, ek sien letterlik hoe ons 'n klouk van jammer oor ons aantrek, en ons is soos, ag Here, dit gaan nie goed met my nie. Jy het nie vir my deurgekom nie, Jesus. Het jy die deurbraak meer lief as wat jy hom lief het? Dat jy nie aan kan gaan ten spyte van dit nie? God se goedheid word nie gemeet aan sy ingryping nie, maar aan wie hy is. Hy is goed. Hy het dit klaar bewys. Hy het nie nodig om dit vir jou nou te bewys nie. God het nie nodig om sy goedheid aan jou te bewys nie. Hy het klaar. Jy moet dit glo. En of jy dit glo of nie, jy kan sien, as jy terugdink aan hoe jy enige teenkanting wat jy het, mense wat oor jou praat, mense wat, ek weet nie, op jou skree, mense wat, ek weet nie, in jou vasry, ek weet nie, whatever jy wil sê. Enige teenkanting, hoe jy in daai teenkanting ingaan, deur dit gaan en aan die einde uitkom aan dit, gaan vir jou sê wat jy glo. Dit gaan. Habakuk se geloof, God is genoeg,
al verander niks nie. Habakuk 3 vers 17 tot 18 sê, al sou die vye boom nie bot nie. Nee, en dan eindig hy af met, nogtans sal ek jubel in die Here, ek sal juig in my redder, al gebeur dit nie vir my nie. Al gebeur dit nie vir my nie. Die woord nogtans is geloofstaal, dit beteken ek kies God, selfs sonder resultate. Dit is liefde wat nie transaksioneel is nie. Julle, hierdie is belangrik. Ek was soos, die kinders in hierdie ding maar hulle is soos, hierdie is belangrik. Hierdie is belangrik. Hoekom is dit belangrik? Want as ons nie, ons moet gaan kyk na hoe ons goed glo. Ons moet terugkom na hierdie ding toe en ons moet daai reg maak, want ons gaan aanhou om ons kop te stamp, ons gaan aanhou voel asof God nie goed is nie, ons gaan aanhou voel asof daar nie deurbraak is nie, ons gaan aanhou hierdie emosies voel en nooit in die volheid instap van wat God vir ons het nie, as ons nie kom by, Here Jesus, U is genoeg nie. Al kom U nie vir my deur nie, Here. Al gebeur hierdie nie vir my nie. Is U goed. Ek gaan nooit U bevraagteken nie. Nooit. Ek gaan nooit die goedheid bevraagteken nie, Here. Ek het dalk vra vir U, maar ek gaan nooit bevraagteken of U goed is nie. Ek gaan nooit bevraagteken of U God is nie, of U in beheer is nie. As dit God is. As dit die God is wat julle dien, dan wil ek dit nie doen nie. Nee? As dit is hoe 'n liefdevolle God is, wil ek nie 'n liefdevolle God hê nie. Hy het sy lewe gegee. Hy het sy godheid een kant toe gesit. Hy was ten volle God, ten volle mens. Hy het nie in sy godheid beweeg nie. Hy het vir 33 jaar op hierdie aarde geloop. Een van ons nooit gesondig nie. Julle, as iemand gedoen het wat hulle aan Jesus gedoen het, aan my en jou. Man, Jesus kom net nie vir ons deur finansiëel nie, dan is ons, oh my gosh, Jesus, I'm love it. Hulle het hom gekruisig, hulle het hom fisies seer gemaak. Hy het al daai gedoen. Uit liefde uit, sodat ek en jy voor God kan staan, geregverdig, sodat ek en jy 'n audience with a king kan hê, want ook al ons wil, sodat ons in die volheid kan stap van die belofte wat hy het, sodat ons in 'n verhouding in kan tree saam met die groot ek is, sodat daar 'n verhouding is, sodat dit nie meer die ver God is nie. Hy het al daai gedoen en dan kom hy nie deur vir ons soos wat ons gedink het nie. En as ons is, Wat? Julle, ons moet gaan kyk, waar is ons besig om hierdie te glo en waar is dit af, want dit is nie aan nie. Dis nie kosher nie. Dis nie kosher nie. Ons moet beter wees. Ek is jammer. Maar ons moet beter wees. Liefde vir God is gewortel in wie hy is. Julle, liefde vir God is gewortel in wie hy is, nie wat hy vir my kan doen nie. Ons aanbid hom nie vir sy hand nie, maar vir sy hart, nie vir die feit dat sy hand goed is vir ons nie, nê? Dis nie hoekom ons God aanbid nie. Ons aanbid, verstaan, dis hoekom ek konstant vir julle vra, hoekom aanbid jy hom? Want as jy nie weet hoekom jy hom aanbid nie, dan why? Die antwoord moet wees, want hy is God en hy is goed en hy is my beste mens. Hy het my kom red en wat hy vir my gedoen het aan die kruis, om my uit die hel uit te ruk, om my die kans te gee om voor God die Vader te staan. That's where it's at. 1 Johannes 4 vers 10 sê, dit is ware liefde. Nie dat ons God liefgehad, nie dat ons God liefgehad het nie, maar dat hy ons liefgehad het en sy seun gestuur het as 'n offer vir ons sondes. Dit is liefde. Already done. He's already proved his love. Hy het nie nodig om sy liefde nou aan jou te bewys nie. Of sy goedheid nie. Ware geloof sê, ek is dankbaar, selfs voordat iets verander.
dan lewe ons vanuit dankbaarheid, nie uit met 'n verwagting nie. Galasiërs 2:20 sê, ek leef nie meer nie, maar Christus leef in my. Die Christenlewe is nie, Here, doen tog iets sodat ek kan glo nie. Hoeveel keer het ons dit al? Hoeveel keer doen ons dit? Here, as dit regtig, as dit soos, bewys net hierdie vir my dat ek weet. Nee? Dit is, Here, dankie, ek vertrou U. Ek sê nie, jy kan vir God nie vra, Here, ek het net nodig soos, 'n bietjie meer bevestiging, soos hier is 'n groot geloofstap, verstaan, I'm in it, I will do it, but just please bevestig hierdie vir my nie. Dis nie dit nie. Maar ons, partykeer doen ons hierdie soos, is dit regtig God, soos, Here, as jy hierdie doen, dan weet ek, jy is goed. Nee? Die vraag is nie, sal God my help nie. Die vraag is, as hy net die kruis gee, is dit genoeg vir jou? En die evangelie antwoord ja, vir altyd, vir alles wat saak maak. Hebreërs 10:14 sê, met een offer het hy vir altyd die wat geheilig word, volkome gemaak. Jesus is genoeg, God is genoeg, die kruis is genoeg, ons lewe nie om iets van hom te kry nie, ons leef uit dankbaarheid vir wie hy is en vir wat hy doen. En in hierdie seisoen en in hierdie tyd wat ons nou ingaan, en ons almal het so 'n oomblik van 'n bietjie van 'n oomblik. Al is dit nie baie dae wat jy af het nie, is daar so 'n bietjie van 'n oomblik wat jy het, wat jy net tyd saam met God kan spandeer. En ek wil jou aanmoedig om by hom te gaan sit en om hierdie te vat en regtig na jou lewe te kyk, die keuses wat jy maak, hoe jy goeders doen en te gaan vra vir jouself die harde vraag, lewe ek asof God genoeg is vir my? Of lewe ek uit 'n plek, lewe ek dat ek nie eintlik glo God is goed genoeg nie, dat hy nog iets vir my moet bewys nie. En as wat ook al jou antwoord is, gaan soek, gaan doen wat ons deur die jaar al gesê het, en ek meen die altaar wat jy al gebou het hierdie jaar saam met God, jy weet waar hy vir jou goed was, gaan sit dit neer. Vra vir hom, Here, hoe gaan ek hierdie regmaak? Hoe gaan ek hierdie is nie okay nie. Dit is nie okay dat ek nie glo dat die kruis goed genoeg is vir my nie. Jy sien, want as ons glo dat die kruis genoeg was, enigietsie wat bykom, is God se goedheid. As ons nie glo dat die kruis goed genoeg is nie, dat die kruis alles was nie, dan kan God nie sy goedheid ooit eintlik vir jou bewys nie. Hy moet dit bewys vir jou. So gaan sit in hierdie tyd en vra vir jouself, lewe ek asof God en Jesus genoeg is, en wat Jesus gedoen het aan daai kruis genoeg is, of glo ek dat God iets my skuld? Iets het nie uitgewerk nie, en hy skuld God my. Hierdie is groot vraag, diep vraag, so ek het nie baie intens bygesit op die vraag nie, want ek wil hê ons moet hierdie vraag vra, en die Here wys konstant vir my, waarmee hy besig is by ons, is om, ek sien letterlik soos die tectonic plates, jy weet, soos die aarde tectonic plates, en as dit ons nou maar skuif in die see, dan veroorsaak dit 'n tsunami, né? Maar hy's konstant by ons besig om die tectonic plates van ons fondasie, so die fondasie te skuif, en ek sien regtig hoe daar plekke is waar ons fondasie nie altyd reg gegooi is nie, so dit lyk dalk asof ons fondasie so is, nê, en al wat God die hele tyd doen, is hy kom maak dit reg, en hy doen dit in hierdie tyd wat ons nou is, doen hy dit, en hy maak dit reg, sonder om die huis af te breek. Die huis kom net al weer in alignment, al die cracks wat daar is, maak hy net reg, so weet dat dit wat ek bring, ek regtig voel, God is besig om die fondasie van ons geloof, van ons menswees, van hoe ons die lewe doen, is hy besig om te skuif, om in alignment te wees, ek het nie die Afrikaanse woord vir dit nie, vir wat hy wil doen. So, hy is besig met fondasie. So, die vraag, is Jesus genoeg, en dat jy regtig eintlik dit ernstig vat,
in die sin van soos die erns van dit besef en die grootheid van dit besef en dit vir jouself vra, net daai is soos groot skuif, want dis 'n worldview wat jy het, dis 'n manier, 'n leefwyse wat jy het, wat ewe skielik uitkom as, "Sjoe, hierdie is nie okay nie, hierdie is nie wat God vir my het nie. So nou moet ek dit verander. Nou moet ek nie net my denke daaroor verander nie, maar ek moet my manier van goed doen verander." En dit vat tyd, dit vat 'n periode en dit vat jy wat opdaag elke keer en daagliks hierdie verandering maak. So hierdie is nie net ietsie wat jy sê, "O ja, okay, ek glo nou God is genoeg nie." Want dan het jy nie eintlik die werk gedoen nie. Want die werk moet wees dat dit eintlik so in jou lewe lyk ook. Dat jou dade en jou gedenke dit weerspieël wanneer daar toets is. So dan kom jy op 'n plek waar wanneer daar toets is, jy soos okay, yes. Yes. Okay, hierdie gaan my toets wees. As daar iets gebeur en jy soos, hierdie is nou nie cool nie, dan sê jy soos, okay, cool. Ek kan nou kyk, wat was my eerste reaksie gewees? Wat was my eerste denke gewees? Wat was my eerste instink wat ek wou gehad het en het dit al verander? Is ek al besig om meer in lyn te lewe met wat die waarheid is eerder as wat ek geglo het? So dan begin ons anders kyk na die woestynperiode. Ons begin anders kyk na teenkanting. Al ons teenkanting word 'n plek waar ons God kan soek, hom kan ervaar, beter kan leer ken. Dat hierdie wat ons nou mee besig is God genoeg, is 'n fondasievraag. So, daar's nie noodwendig baie vleis in die sin van soos, nee, maar dis 'n fondasievraag. En as jy hom vat as daai vraag, dan gaan jy gaan jou fondasie, jou leefwyse gaan jy skuif. En ek sien regtig hoe God besig is met dit by ons. Ek sien en met meeste van wat ons doen, is dit waarmee hy op hierdie huidige oomblik besig is fondasie skuif. Hy's besig om seker te maak dat daar waar 'n fondasie dalk so gelyk het, skuif hy nou so. En daai wat die krake veroorsaak het, maak hy so. Dit gaan moeilik wees. Dit gaan die moeilikste ding wees wat jy nog ooit in jou hele lewe gedoen het. Maar dit gaan die beste ding wees wat jy nog ooit in jou hele lewe gedoen het. En ek wil net vir ons bid voordat ons afeindig. As jy hier gesit het en daar was prikkels in jou hart gewees. As jy hier gesit het en jy was soos jy staan ja, soos iewers ter praat die Here nou soos ek soos hierdie maak nou sin. Dan wil ek vir jou vra en ek wil vir jou half smeek en vir jou sê, spandeer tyd. Vat tyd hierdie week wanneer jy 'n oomblik het. Vat tyd en vra vir God, Here, kom verander my sienswyse oor hierdie. Kom verander my leefwyse van hierdie. Kom verander waar mis ek dit? En vat tyd. Vat tyd om dit te doen. Vat tyd om boektyd uit om dit te doen. Sodat hy kan beweeg. En dat hy 'n fondasie kan skuif. So kom ons bid. Dankie Here Jesus. Soos ek wil net bid die ouens wat prikkels op haar harte gevoel het, Here. Ek kom bid vir elke persoon wat hierdie boodskap hoor, Jesus. Dankie vir hulle harte, Here. Here, en kom bring ons terug na hierdie plek toe, waar U genoeg is. Kom herinner ons, Here, dat U genoeg is. Kom bring ons terug na hierdie plek toe, waar ons net op U staat maak, Here. Here Jesus, U is genoeg, U is God. Here, kom wees die naprediker, Heilige Gees, ek kom bid en vra dat U die naprediker sal wees. Dat U saam met ons sal gaan. Dat U ons sal herinner aan hierdie, wanneer ons deur 'n moeilike tyd gaan, Here. Here, dat ons 'n kerk sal wees wat uitskree en wat se lewe skree, Jesus is genoeg. Ons is lief vir Jesus omdat hy God is. Ons is lief vir God omdat hy God is. Ons staan vas in ons geloof van God omdat ons God pursue, nie vir wat hy vir ons kan doen nie. Here, ek wil ook bid vir hierdie week, Here, dis Kersfees, dis familietyd en soos wat ek in die begin gesê het, familietyd is nie altyd lekker tyd vir almal, Here. So wees met ons. Wees met die mense vir wie dit nie lekker is nie. Here, ek kom bid regtig vir elkeen se hart. Dankie, Here, dat ek kan bid en vra dat U so baie vreugde en vrede vir hulle sal stuur. Dat U teenwoordigheid konstant by hulle sal wees. Dat U goed is, Here. U goedheid hulle sal volg. Dankie, Jesus. Dankie, Jesus, dat ons voor God mag staan as gevolg van U. Ons aanbid U. Ons is lief vir U. Julle,
Julle moet 'n lekker, amen, skus. Julle moet 'n lekker week hê. Geniet Kersfees. Ek is lief vir julle. Ek kan nie wag vir volgende jaar nie. Ek wil jou uitdaag. Gaan sit met hierdie vraag en wees eerlik met jouself en God. Okay, lief vir julle. Bye.